Hi maats en welkom hier by Glow. Ons vier hierdie maand die koms van Jesus en hoe ongelooflik is dit nie dat ons dit kan vier nie. So, bly ingeskakel en dan sing ons lekker saam. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
blaai nou eers 'n bietjie deur ons familiedagboek. Die dagboek wat duisende jare teruggaan. En ek kom toe af op my groot ouma Groetjie se oom se tannie se ouma se storie af. Kyk hier! Haar naam was Amani en sy het eintlik van Arabië afgekom. Dis baie ver. Nou sy vertel dat sy eendag in 'n sak speserye, net soos Ina Parmaan se spices, sy dit gesien het en sy gaan toe nader en sy wou net ruik wat dit is. En sy klim toe op die randjie van die sak en val toe in. En die sak was so diep, sy kon nie uitkom nie. Amani sit toe daar in die sak en iemand tel het toe op en sit dit op 'n kameel. Hulle het baie ver gereis en Amani het maar saam gegaan, want sy het gedink, hulle sal seker een of ander tyd moet terug gaan huis toe en miskien gaan hulle na 'n paleis toe. Sy hoor hulle praat van een of ander koning se ster. Maar tot haar verbasing het die mans al die pad gereis om na 'n stal toe te gaan. Sy wonder ook of hierdie mans weet, hulle het donkies en skape by die huis ook gehad. Maats, as ek so luister na wat Amani gesien het, dan dink ek nie dat daai mans daar was om vir skape te kyk nie. Ek dink dis dalk die wyse manne en hulle storie is in Matteus 2 vers 1 tot 12. Hierdie is Jesus en hy is die seun van God. Hy is in 'n stal gebore in 'n klein dorpie, Bethlehem. En dit was in Judea gewees. 'n Man met die naam Herodes was koning gewees van Judea. Eendag het die wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en het gekom om hom te aanbid." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy baie ontstel. En die hele Jerusalem was sommer ontstel. Hy roep toe al die slim manne in die koninkryk bymekaar en hoor by hulle waar hierdie koning van die Jode gebore sou word. Hulle sê toe vir Herodes dat daar gesê is, die Messias sal in Bethlehem gebore word. Herodes het toe die wyse manne bymekaar geroep en by hulle uitgevind wanneer hulle hierdie ster gesien het. En toe sê hy vir hulle om Bethlehem toe te gaan, die kindjie te kry. En as hulle doen, moet hulle terugkom en hom kom vertel, sodat hy die kind ook kan aanbid. Maar eintlik was Herodes se plan om vir Jesus dood te maak. So, die wyse manne was weer op pad. En die ster wat hulle gesien het, het hulle tot by Jesus gelei. En hulle was vol vreugde gewees. Hulle het by die huis ingegaan en toe hulle die kindjie by Maria sien, het hulle voor hom neergeval en hom aanbid. Hulle het ook vir hom geskenke gebring, geskenke van goud en wierook en mirre. God het vir hulle in 'n droom gewaarsku om nie weer na Herodes toe terug te gaan nie en hulle 'n ander pad gewys om huis toe te gaan. God het vir Josef ook in 'n droom gewaarsku oor Herodes en hulle het Egipte toe getrek en eers weer teruggekom toe koning Herodes dood was. Toe het hulle in 'n klein dorpie, Nasaret, gaan woon. Maar die wyse manne moes baie ver reis om vir Jesus te sien. En hoe ongelooflik is dit nie om te dink dat dit vir God belangrik is dat mense van ver af van Jesus moes leer nie. En maats, dit is nog steeds belangrik vir God dat almal van Jesus en sy geboorte moet weet. Hoe ongelooflik is dit nie om ook te weet dat mense in Amerika, in Londen, Australië en oor die hele wêreld saam met ons Jesus se geboorte vier nie. Maar
Ons moet nooit ophou om vir mense van Jesus te vertel nie, want glo dit of nie, daar's nog steeds mense wat nie weet dat Jesus aarde toe gekom het nie. En partykeer is hulle baie ver, soos die wyse manne. Maar soms is hulle naby aan die huis, soos jou bure of die ou wat roomys verkoop op die strand. So moet nooit skaam wees om vir mense van Jesus te vertel nie, van sy geboorte en van die wyse manne, Maria en Josef, alles wat ons hierdie maand leer en sy kruisiging nie. Want hierdie storie van Jesus is vir almal bedoel. Maak nie saak waar hulle is nie. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vandag kon leer van die wyse manne en die lang pad wat hulle moes reis om by Jesus uit te kom. Here, en laat ons vir ander mense, maak nie saak waar hulle is nie, vir hulle ook vertel van Jesus, want almal is veronderstel om van hom te weet, die oor die hele wêreld, of dit nou in 'n ander land is, en of dit ons buurman is, of dit 'n maatjie is by die skool, want almal van ons moet die goeie nuus kan hoor. Gaan met die maats hierdie week, sodat hulle ook 'n goeie week sal hê, en liggies vir Jesus sal wees. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Okay maats, kom ons gaan na die kunskamer toe, en kyk wat ons vandag saam met Katinka gaan teken. Hoi maat, dis Katinka hier. Vandag in die kunskamer gaan ons bietjie teken. So kry vir jou 'n pen en 'n papier. Ons teken vandag die wyse manne. Dankie dat julle hierdie week ingeskakel het by my en saam met Katinka. Onthou, ons is die hele Desember nog hier. So, volgende week kan skakel julle weer in en dan kuier ons lekker saam.